Ons is besig om te kyk na die gelowiges se wapenrusting wat deur die Heilige Gees verduidelik is aan ons deur die pen van Paulus in Efesiërs 6. Paulus gee vir ons instruksies in die boek van Efesiërs om waardig te kan wandel die roeping waarmee ons geroep is. Ek onthou hierdie teksvers so goed, Eben, ek weet nie of jy onthou, jare terug was dit die Gideon se teksvers vir die jaar, toe ek nog lid was van die Gideons. Wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. En hy sê dit in Efesiërs 1, net voordat hy begin praat oor die wapenrusting. So hoekom gee hy vir ons die wapenrusting? Sodat ons kan wandel waardig die roeping waarmee ons geroep is. Die rede hoekom Paulus ons aanmoedig om die wapenrusting op te neem, want as ons roeping wil uitleef, sê nou maar, 'n Gideon wil wees, of by die skool 'n getuienis wil wees, of in jou werk 'n direkteur te wees wat net die roeping uitleef as 'n volgeling van Jesus Christus, dan sal die duiwel alles in sy vermoë doen om dit te keer. En ons moet onsself kan verdedig teen sy aanvalle. En selfs in 'n posisie wees om te kan aanval wanneer dit nodig is. In vers 10 sien ons dat in orde om waardig te wandel hierdie roeping, het ons krag nodig. Ons kan dit nie uit eie krag doen nie. Uiteindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Jy gaan dit nie maklik reg kry om waardig te wandel in jou roeping, om geestelik te groei, om jou denke te vernuwe uit jou eie krag nie. Ons het die Here se krag nodig. So Paulus beskryf wat ons moet doen om toegerus te wees vir ons roeping op 'n baie grafiese manier. Hy kyk na die Romeinse soldaat en hy sê, as jy die Here se krag wil beleef om waardig jou roeping te leef, moet jy die volle wapenrusting aantrek. Daarom staan daar in vers 11, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel, teen die schemes van die duiwel. Ons ken sy schemes, en daar is dalk schemes wat ons nog nie eens ken nie. Nie omdat die duiwel regtig gesaak het met my en jou nie. Hy wil die Here se doelwitte probeer stop. Hy wil die Here se planne probeer stop. En ek en jy is maar net die een wat in die pad staan. Lucifer en sy demone haat die Here. En hulle haat dit wat die Here doen en wil doen. En hulle haat dit dat ons roeping wil vervul. Sy aanval op ons is primêre aanval op die Here. Ons word gewond en ons word vervolg nie oor ons nie, maar omdat ons Christus verteenwoordig. As ons dit verstaan, dan verstaan ons wat in vers 12 staan. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van die eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons wil maar net gehoorsaam wees aan die Here. Sy opdrag vir ons, vir elkeen van ons persoonlik. Ons weet mos, hy het vir elkeen van ons persoonlike opdrag. Hy het dit al bedink voordat ons nog gebore was, toe ons nog in ons moederskoot was, het hy al geweet wat hy wil hê ek en jy moet doen. Ek dink nie ek was al in my lewe in 'n persoonlike geveg met 'n demoon nie, maar ek is daagliks in 'n geveg met die demoniese geïnspireerde sisteme van die wêreld wat my sondige natuurlike neigings aanval. Dit is nie asof ons die gelowiges, dit is nie asof ons demone het wat binne in ons rondhardloop nie. Onthou, ek het al vir julle gesê, ons is die tempel van die Heilige Gees. Ons is nuwe skepsels wat transformeer, wat verander word.
Maar ons word aangeval deur die sisteme rondom ons. En ons het maar net almal hierdie vleeslike geneigtheid om toe te gee aan hierdie versoeke, hierdie misleiding van die duiwel. En dit sal so wees totdat ons hemel toe gaan. Onthou ek het gesê, hy val ons gedagtes aan. Hy val ons gedagtes aan. So ons moet onsself verdedig teen hierdie aanvalle, onsself toerus met die wapenrusting van God. En daarom staan daar in vers 13, trek daarom die volle wapenrusting van God, neem dit op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, kan wat? Kan staande bly. Kan staande bly. Ons het daai woord vanoggend ontvang in die gebedskamer van die Here af. Die Here het gesê, die donker tye is hier, en daar sal dalk nog donkerder tye kom, maar neem die wapen op, rusting op, en staan vas. Ons het gekyk na al die komponente van wapenrusting wat nodig is om 'n goddelike lewe te lei. Die gordel van waarheid, die borsharnas van geregtigheid, die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig, en dit is die dinge wat vas is, permanent. Permanente wapens waarmee ons altyd toegerus moet wees. En dan is daar ook 3 bykomende wapens, want dan staan daar in Efesiërs 6 vers 16, behalwe dit alles, behalwe hierdie eerste 3, neem die skild van geloof, neem die helm van verlossing. Ons het hierdie 5 reeds volledig bespreek, verwys, YouTube. En dan, die laaste een van hierdie 6 komponente in vers 17. Die laaste deel van die wapenrusting, wat natuurlik ook die enigste aanvalswapen is. Dit is nie net 'n wapen vir verdediging nie, maar ook 'n aanvalswapen. Efesiërs 6 vers 17, die swaard van die Gees. Die swaard van die Gees wat die woord van God is. Dit staan so in die Bybel. Die swaard van die Gees wat die woord van God is. Nou al die dele van die wapenrusting of al hierdie wapens van die Christelike lewe, van almal is hierdie waarskynlik die een waarmee ons die bekendste is. En nadat ek so rukkie terug geluister het na wat een van die wêreldse bekende Bybelgeleerdes of die woord Bible scholars is eintlik vir my 'n mooi naam, maar wat hy oor gesê het ek besef, dit is eintlik belangrik dat ons net 'n bietjie stil staan by die fundamentele van die woord van God. As volgelinge van Jesus Christus besit ons almal die woord van God. Seker almal van ons is bevoorreg genoeg om nie net een nie, maar 'n paar Bybels in ons huise te hê. Die Bybel is daardie swaard. Dis nie 'n wapen omdat jy een besit nie. Dis nie die wapen omdat ek een het nie. Dis die wapen omdat ek weet wat hierin staan. Dan is dit 'n wapen. Om die vermoë te besit om die swaard te kan trek uit jou gordel, en om die vermoë te hê om die waarhede van dit wat in die Bybel staan op enige gegeewe oomblik te kan gebruik. Kom ons kyk net vandag na wat die skrif werklik is, waarop die Bybel aanspraak maak. Wel, dit is natuurlik die woord van God, dit staan so, die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Die woord van God, die skrif, die Bybel, dieselfde ding. Waarop maak die Bybel aanspraak? Ons wil mos hierdie wapen kan vertrou. Ons wil weet dat wanneer ons hom trek, gaan hy werk. So waarop maak die Bybel aanspraak? Ons wil tog weet, as ons die woord van God opneem en ons gebruik dit, is dit 'n bruikbare instrument. 'n betroubare instrument. Want as die onfeilbaarheid van die woord, met ander woorde dat dit nie fout, dat dit nie kan misluk nie, as ons daaraan twyfel,
of ons twyfel in die akkuraatheid van die woord, of ons twyfel in die integriteit van die woord, dan sal ons dit nie gebruik nie. As jy bang is dat jy hierdie swaard trek, jy is te bang om hom te trek, want jy is bang as jy steek, breek hy, of jy is bang hy buig, en dan trek jy hom nie. Waarop maak die Bybel aanspraak? In die eerste plek maak die Bybel aanspraak daarop om onfeilbaar te wees. Sonder enige foute. Ek gaan nie al die teksverse vir julle opsit nie, want ek het 'n hele klompie teksverse, so onthou maar, of skryf vinnig neer as ek dit noem. Psalm 19 vers 8. Die woord van die Here is volmaak. Johannes 10 vers 35. Wat daar geskrywe staan, kan nie verander word nie. Openbaring 22 vers 18 en 19. Elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, dit wat bekend gemaak is, die profesie van die woord is dit wat deur die skrywers aan ons bekend gemaak is. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla bring, die pla byvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe. Die Bybel maak ook aanspraak daarom om die waarheid te wees. Spreuke 30 vers 5. Elke woord van God is gelouter, betroubaar, het is getoets. Psalm 12 vers 6. Die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes, in die aarde gesuiwer 7 maal. Psalm 119 vers 40 sê dieselfde. U woord is deur en deur gelouter. Die woord maak ook aanspraak daarop om volledig te wees. Die woord kanon. Jy kan nie daarby voeg nie, jy kan nie daarby wegvat nie. Openbaring 22. En dan Judas sê in vers 3, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmal aan die heiliges oorgelewer is. Die Bybel. Eenmal. Daar is nie nog 'n Bybel nie. Dis een boek, een openbaring, dis een keer gegee. Vir almal. Daar is nie enige verdere goddelike openbarings. Dis die kanon, die afgemete volledigheid van die Bybel. En dis gesluit. Geen aansoeke vir byvoeg of wegvat word meer aanvaar nie. Dis gesluit. Dis volledig. Die woord van God maak aanspraak daarop om onfeilbaar, gesaghebend te wees. Onfeilbaar, sonder foute, volledig en gesaghebend. Dis presies wat die Here wou sê. Hierdie is presies wat die Here wou sê. Jesaja 1 vers 2, hoor o hemele en luister o aarde, want die Here spreek. Nie mense nie, is nie mense nie, is die Here. Gesaghebend. En as dit alles waar is, dan is die woord van God voldoende. Ons het niks anders nodig nie. Psalm 19 maak dit duidelik op 'n paar maniere. Dis nie net voldoende wat my en jou verlossing aanbetref nie, om jou siel te bekeer nie, maar dis ook voldoende om eenvoudige en onkundige mense te help om hulle wysheid te gee. Om hulle volledig in te lig en vaardig te maak ten opsigte van 'n heilige lewe en wat 'n heilige lewe beteken. Paulus skryf aan Timoteus, 2 Timoteus 3 vers 14, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God gegee. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Sodat die mens van God volkome kan wees,
vir elke goeie werk volkome toegerus. Dis voldoende om al die Here se geestelike doelwitte in sy mense se lewens te bereik. Volledig. En laastens is die woord van God effektief. Is nie net voldoende vir my en jou nie, maar ook effektief deur ons om 'n impak op ander te hê. Jesaja 55 vers 11. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, sê die ander vertaling. Maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Dit bereik God se doelwitte in mense, in sy volgelinge, se lewens. Ons kan dit ook opsom deur te sê dat wat Petrus gesê het in 2 Timoteus 1 vers 20. Hy sê dit veral moet julle weet. Geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. Daar's geen ander boek wat nog ooit op al hierdie dinge kon aanspraak maak nie. Om onfeilbaar te wees, om foutloos te wees, om volledig te wees, om gesaghebbend te wees, om voldoende te wees en effektief te wees. Goddelik saamgestel is net iets waarop die woord van God aanspraak kan maak. En daarom is dit 'n wapen waarop ons kan reken. En dis hoekom ons net een aanvalswapen nodig het. Ons het net die swaard van die Gees nodig, die woord van God. Van nature is die Bybel kragtig, dit keer nie leeg terug nie, dit doen wat die Here bedoel het dit moet doen, dit is wat die Bybel is. Maar wat se impak maak die Bybel? Wat se impak maak die woord van God? In die eerste plek is dit 'n bron van waarheid. Dit bring mense tot kennis van die waarheid. Johannes 17 vers 17. Heilig hulle in u waarheid. Hierdie is die waarheid. Hier is die waarheid. In die tweede plek is dit 'n bron van seëninge of welgeluksaligheid. Hulle ken daai woord. Jy's wel, jy's gelukkig en jy's salig. Daar staan in Spreuke 8 vers 34, gelukkig is die mens wat na my luister. Wat na my luister. Salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Daar's 'n seën en 'n opgewondenheid wat na hulle toe kom wat die woord verstaan. Die woord van God is ook 'n bron van groei. 1 Petrus 2 vers 2. Verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. So ons vind die waarheid, ons vind ware seën en geluk, ons vind geestelike groei in die woord, maar dis ook 'n bron van krag. Dit het 'n kragtige uitwerking. Romeine 1 vers 16. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hebreërs 4 vers 12, baie bekende deel, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit het die krag om jou hart in te sny, om jou hart te genees, om herstel te bring, en dit het krag om jou te heilig. Die woord van God is ook 'n bron van leiding. Nie lang ei nie, leiding om koers aan te dui, om vir ons rigting te wys in ons lewens. Psalm 119 vers 105, die woord is 'n lamp vir jou voet, dit is 'n lig vir jou pad. Dit dui koers aan. Die woord van God is ook 'n bron van troos.
Romeine 15 vers 4, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Hoop kan hê. Dis wat die woord vir ons sê. Die woord van God is ook 'n bron van geestelike oorwinning laastens. Dis natuurlik in die konteks van Efesiërs 4. Die woord van God is 'n wapen waarmee ons geestelike oorlog maak en waarmee ons oorwinning behaal. Woord van God se bron van geestelike oorwinning. So wanneer ons onsself toerus met die gordel van waarheid, die borsharnas van geregtigheid, die skoene van bereidheid en wanneer ons die skild van geloof opneem en die harnas, die helm van verlossing opsit en laastens die swaard van die gees neem, dan is ons gereed om die oorwinning te behaal. So kom ons kyk vinnig na die swaard van die gees. En net vir 'n begin, is dit belangrik om te weet, dat hierdie wapen 'n wapen is wat vir verdediging ook gebruik word, maar ook vir aanval. Net soos wat ons gesien het, ons het gekyk na 'n kleiner skild, wat saam met die dolk of die mes gebruik is, die korter een, maar dan is daar ook 'n groot skild, waar agter jy kon skuil en jou hele liggaam agter die skild kon insak, sodat iets jou nie tref nie. En net so beskerm die swaard ook jou hele liggaam op enige gegewe oomblik. Jy kan met hom keer waarna toe ook al na jou toe gesteek word, kan jy met die swaard voorkeer. Jy kan jouself so verdedig. Soos 'n geweer wat net 'n aanvalswapen is, waarmee jy iets of iemand sou skiet op 'n afstand. Vir elke hou wat jy iemand sou toedien of iemand sou mee steek met 'n swaard, sou jy waarskynlik 'n dosyn keer met daai swaard verdedig om ander houe af te weer. Soos ek laasweek gesê, die Grieks vir die woord swaard is die woord makaira. En dit is natuurlik die kleiner een, die dolk wat so min of meer 'n voet lank is of bietjie langer dalk. En dan het ons gesien is daar ook die rhomphia wat die langer swaard is, wat jy met 2 hande moet hanteer. Hy's swaarder en hy's langer, maar die makaira was die tipe swaard wat gebruik is deur die soldate toe hulle Christus in gevange geneem het. Matteus 26. Dis die tipe swaard wat elke Romeinse soldaat altyd by hom gehad het. Dis dieselfde tipe swaard wat Petrus gebruik het om Malchus se oor af te kap. Dis 'n makaira waarmee Jakobus, die broer van Johannes, omgebring is, volgens Handelinge 12. 'n makaira is gebruik om baie helde van die geloof mee dood te maak, soos beskryf in Hebreërs 11. 'n baie algemene, maar 'n baie dodelike wapen. Die swaard wat Paulus in gedagte gehad het, was baie soortgelyk. In hierdie geval was dit net die swaard van die gees. Die swaard van die gees. Dunamis. Die geestelike swaard. Of 'n swaard wat voorsien is deur die Heilige Gees. So wat ons hier het is 'n geestelike wapen wat in wese vir ons gegee is deur die Heilige Gees, soos wat die skrif ook gegee is deur die Heilige Gees, die woord van God. So ons praat hier van 'n swaard wat aan ons gegee is deur die Gees, en ons kan dit ook sien as 'n geestelike swaard. Swaard wat getrek word, wat gebruik word in die geestelike dimensie. Sluit so mooi aan by 2 Korintiërs 10 vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, en hy praat nie van sonde nie, hy sê maar net ons is menslik. Hy sê hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie die stryd volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. So as die wapens van ons stryd nie vleeslik is nie, dan is die wapens van ons stryd geestelik. Maar kragtig. Is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Hierdie beeld wat ons gebruik, sien ons, dis iets meer as net 'n dolk.
Iets meer is net 'n klein swaard. Dis 'n wapen wat sterk genoeg is om vestings te kan vernietig. Ons val nie hierdie vestings aan met menslike wapens nie, maar met wapens wat hulle bron en krag vind in goddelike karakter. Gevolglik kan 'n mens daarmee alle spekulasies uit die weg ruim wat gerig word teen die kennis van God. Wat is die tipe vestings wat ons tipies aanval? Ons val spekulasies aan, idees, teorieë, enige sieninge teen die kennis van God. So in hierdie sin sien ons die krag van die geestelike waarheid waarmee ons aanval. Die wapen is die waarheid. Dis wat ons het. Die enigste manier om leuns en misleiding reg te stel, al die ideologieë, al die anti-christelike konsepte, en om elke gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid aan God, is om die waarheid te verkondig. En die waarheid word gevind in die woord van God. Dis die waarheid wat vestings laat val en verkeerde ideologieë vernietig en gevangenes vrylaat. Daarom gebruik ons geestelike wapens, naamlik die waarheid wat altyd in die woord van God gevind word. Ons het hierdie geestelike wapen wat 'n asemrowende wapen is. Nie 'n wapen wat op menslike aanbeelde en op aardse vure gevorm is nie, maar 'n wapen van goddelike oorsprong wat aan ons voorsien is deur die Gees van God. Lewendig, kragtig, dit penetreer, oordeel en niemand ontvlug die krag van die woord nie. So alhoewel dit 'n wapen is om mee aan te val, is dit ook 'n wapen om mee te verdedig. Dit word gebruik teen die houe van die Satan. Ons veg met die swaard nie net om die waarheid te verkondig nie, maar ons verdedig onsself ook daarmee. Elke ander deel van die wapenrusting bedek 'n sekere deel van die liggaam, maar die swaard, net soos die groot skild, bedek jou hele liggaam. So, wat sê ons? Jou verdediging is hoofsaaklik om die waarheid te ken. Gaan ons glad nie help om die Bybel te besit as ons nie weet wat daarin staan nie. Ons praat hier van 'n dolk wat met presisie gebruik moet word. Jy kan nie net met daai dolk rondpouk in die lug, rondsteek en hoop jy tref nie. Ons praat hier van 'n dolk wat met presisie gebruik moet word. Wanneer jy in hand tot hand geveg met die vyand is. Jy kan nie net maar in die lug rondsteek nie. En hoop jy tref nie. Ons is in hierdie wêreld, in die koninkryk van die duisternis, besig om onsself te verdedig teen die aanvalle van die Satan. En as ons onkundig is oor enige spesifieke area van die waarheid, dan kan ons onsself nie verdedig in daardie area nie. Ons is almal skuldig daaraan dat ons onkundig is oor sake wat so duidelik in die skrif vir ons uitgelê is. En gevolglik is ons kwesbaar in daardie areas van ons lewens. As ons die koninkryk van die duisternis betree, moet ons die waarhede van die skrif ken, sodat ons onsself effektief kan verdedig teen die misleiding van die Satan. En voordat jy dink jou onkundigheid is die kerk se skuld, dink weer mooi. Daar word Sondag vir Sondag vir jou eksegese gedoen uit die woord, skrif uitleg, en verder is dit jou verantwoordelikheid om jou wapen op te neem en dit te lees. So as jy net elke 3de of 4de of 5de Sondag hier is en jy lees nie jou Bybel nie, is jy geweldig kwesbaar. Baie kwesbaar. As jy gereed wil wees om jouself te verdedig, moet jy die waarheid van die skrif ken. Die duiwel werk baie subtiel en hy het baie slim maniere om ons te mislei. Die Satan hou nie van 'n gemeente wat suiwer
lering ontvang nie. Die Satan hou nie van 'n gemeente waar gemeentelede gereeld Bybelstudie doen en die woord leer ken nie. Hy wil nie hê ons moet die Bybel verstaan sodat ons onsself kan verdedig nie. Het is belangrik om te weet dat die woord in die woord van God is nie logos wat so bekend aan ons almal is nie. Dis die woord rema. Rema beteken dis 'n spesifieke uitlating of spesifieke verklaring en ons kan onsself nie verdedig teen die aanvalle van die Satan as ons nie die spesifieke areas van ons lewe en die spesifieke verklarings daarvoor in die skrif ken nie. Ons kan ook net die leuns en die misleiding aanval en die gevange siele bevry as ons nie die spesifieke lering van die Bybel ken wat van toepassing is op daardie misleiding van die vyand nie. Ons moet die skrif reg kan gebruik. Ek gaan 'n laaste paar praktiese voorbeelde net noem of voorstelle maak van hoe ons die Bybel kan ken. In die eerste plek, mag vir jou baie basies klink, maar lees die Bybel. Hoe klink dit vir julle? Lees die Bybel. John Wesley het elke oggend enige tyd van 4 uur af opgestaan en hy die Bybel in 5 verskillende tale gelees, sê sy biografis. En ek sê dit maar net sodat ons almal baie skuldig kan voel. Want ons sukkel om dit in een taal te lees. Om die Bybel te ken, is dit nodig dat jy wedergebore moet wees. Want die natuurlike mens verstaan nie die dinge van die Here nie. Jy moet ook 'n honger hê, 'n begeerte hê, 'n ywer hê om die Bybel te lees. 'n Soeke na die waarheid van die skrif. Daar moet ook 'n heiligheid en 'n reinheid in jou lewe teenwoordig wees. Volgens Jakobus 1:21, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Om die Bybel te ken, moet jy gevul wees met die Heilige Gees. Die enigste een wat die dinge van die Here ken, is die Gees van God. 1 Korintiërs 2 vers 11. So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God. 'n wedergebore gelowige met 'n sterk begeerte om die skrif te ken, wat heilig en rein lewe, gevul met die Heilige Gees, wat die Bybel vat en dit lees, kan die Bybel ken. Oor en oor, terwyl jy dit interpreteer. Dit is nie soos 'n disprin wat jy drink nie. Jy kan nie net dit lees en hoop dit werk in jou lewe sonder dat jy dit verstaan nie. Dink oor wat jy lees, mediteer daaroor en maak seker jy verstaan. En soos wat julle nou kan aflei, is dit nie iets wat in 5 minute kan gebeur nie. Gee stille aandag aan die waarhede van die skrif, want die woord het nodig om ons gedagtes te vul, want ons gedagtes word deur die Satan aangevul. Persoonlik wat my baie help, is om te preek, te leer, om lering te gee. Soek na geleenthede om ander te leer. By die skool, by die werk, by die sportgeleenthede, by funksies, geleenthede, by funksies. As jy 'n geleentheid gegee word om 'n boodskap uit die woord te deel met mense, gryp dit met albei jou hande aan. Leer ander wat jy geleer het. En terwyl ek daarvan praat,
Is daar dalk iemand hier, kom sê vir my asseblief na die tyd, dalk meer as een persoon, wat donderdag middag 'n Bybelstudie wil lei by die ouete huis? Dit so een keer in 6 weke. Kom sien my asseblief. Want ek weet daar's van julle wat die Here kan gebruik om dit te doen. Jy lees die woord, jy interpreteer dit, jy mediteer oor die waarhede daarin, jy laat dit diep in jou gedagtes insink, in jou hart, en dan leer jy dit aan ander by elke moontlike geleentheid, al is dit jou kinders, veral jou kinders. En ek het geleer uit ondervinding, dit wat jy weggee, behou jy. Dit wat jy weggee, behou jy. Om die volle wapenrusting aan te trek is niks meer as om uiteindelik die woord van God effektief te kan gebruik nie. En as ons terugkyk na Efesiërs 6, dan sien ons dat die wapenrusting eintlik 'n beeld is van Christus Jesus. Volgende week so ietsie meer daaroor, en heelwat meer oor die wapenrusting waarvan ons nie lees in Efesiërs 6 nie. Amen. Vader, dankie vir hierdie geleentheid net weer vanoggend om iets te hoor wat ons waarskynlik al baie gehoor het. Hoe belangrik dit is om die woord te vat en dit te lees en te verstaan en te ken. En ek dink, ek kom herinner sommige van ons net vanoggend daaraan dat ons dalk lanklaas die woord gevat het en oopgemaak het. En as dit van ons is, Here, dan is my gebed dat ons nie nou hier met 'n skuldige gewete uitstap wat dit net nog moeiliker maak om dit te gaan doen nie, maar dat U ons vanoggend net oprig en aanmoedig en bemoedig. En dat U woord wat lewend is en rema is, vir ons net daarin herinner. Dis belangrik dat ons dit doen. Dis waarskynlik hoekom ons so sukkel om ons roeping uit te leef, want ons is net nie in die woord nie. En dis hoekom ons so sukkel met aanvalle in ons gedagtes en in ons harte, want ons is net nie in U woord nie. Ek bid, Here, dat U ons sal help, dat U ons sal krag gee, en dat U woord ons gedagtes en ons harte kom vul, dat ons oorloop daarvan. U is groot, Here. U is goed. En U woord is alles wat U sê dit is. En dis in ons hande. Ons eer U daarvoor. Ons is bevoorreg, Here. Bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek gaan vir julle bid. Ons gaan in vrede, ontvang die vrede van die Here in hierdie woord wat julle vanoggend ook gehoor het. Die skoene van bereidheid om die woord van vrede te verkondig. Ek bid vir elkeen van julle om regtig op 'n besondere manier die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewens te ervaar. Om gefokus te wees daarop. Om oomblik vir oomblik net aandag te skenk daaraan om die Here te hoor, om gehoorsaam te probeer wees en om te soek in sy woord, om die waarheid beskikbaar te hê die hele tyd. En ek bid dat julle die liefde van die Here op besondere maniere sal ervaar. Amen.